Vorige wat 11, ek en julle ouens gaan nou nog aan, en dan sal het genoeg is hierdie les en ook nog een wees, wat ons doen oor vorme van toepassingsval by die GIS. Graag mense, julle skryf net my neer in julle skrifte, as ons hierdie gaan doen, jy leer hierdie goed uit jou kop uit, saam met die berekeninge, en dan het julle allemaal al reeds 50% vir julle kaartwerk. Graag. Ek sê vir julle verduidelik die volgende. Wat is data? Mense, data makkelijk rou feite wat versamel word oor 'n spesifieke plek of voorwerp. Graag, kom ons kyk gou vir julle 'n voorbeeld. Ek wil data insamel oor die skool, en nou mense moet ek die data, gaan ek vraelyste uitdeel, so samel julle die inligtinge. Graag, tweede een, bufferskepping. Mense, bufferskepping is 'n sone wat rondom 'n verskynsel trek. Kijk, nou wat kan ek die aan dink? Kom ons dink bijvoorbeeld aan 'n rivier. 'n Rivier kom in vloed. Nou maak ons 'n bufferskepping waar die rivier, waar die vloed kan plaasvind. Dieselfde, daar is brande in die berg, soos maak 'n voorbrand om die brande binne in die berg te keer. 'n mynboot, hy het sluk in, hulle waar hulle die sluk dam het, mense bou hulle iets om die dam, en so skep hulle 'n bufferskepping. Dit is 'n bufferzone, bufferwerking, bufferskepping wat hulle daar het. Volgende wat ek vir julle sê, attribuutdata. Wat is dit, mense? Dit is inligting of kenmerke oor 'n voorwerp. Graag, wat ons hier so het. Makkelijk mense, julle ken al reeds hierdie goed, ek gee net vir julle nog verskillende vorms waarvan hulle praat. Ek herhaal weer vir julle. Dit nou in die volgende, ons het data, ek samel die inligtinge, bufferzone, of bufferwerking, of bufferskepping, ek baken die gebied af, wat my gevaar kan gee. En dan attribuutdata geef my inligting of kenmerke. Kan ek die volgende te veel gee? Ek sê weer, jy krijg topografische kaart en jy krijg ortofotokaart. Ortofotokaart die wit en zwart een. Nou sê ek vir, ortofotokaart bestaan uit selle. Watter type data is 'n sel? Met alle woorde die pixel. Luister nou. Ek sê vir, die ortofotokaart bestaan uit selle. Nou vat hulle ortofotokaart los jy. Hulle sê, watter type data is 'n sel? Pixel. Wat is die pixel gekry? By die camera. Hoe hoër die pixel is, hoe meer duidelik is die foto. Hoe laer die pixel, hoe minder duidelik is die foto. Nou vir hulle ons, wat er type data is die sel? Dis raster. Hoekom? Pixel geef my 'n foto, raster, ek kan die ligging van die plek gaan bepaal. Ek sê weer vir julle, kyk nie na die vraag, hoe vra hulle op. Begin weer met 'n ortofotokaart, hulle sê hy bestaan uit selle. Ek en jy weet, die ortofotokaart is 3 foto's wat geneem is, waar hulle oor veel sny hulle af, en ons kry die kaart. Nou vir hulle, watter type data is 'n sel, die pixel nou, en is die raster of die raster, wat gee raster vir ons? Ligging. Verduidelik hoe hierdie data, verduidelik hoe hierdie data, die pixels, jou kan help om gebouwdigtheid te identificeer. Mense, nou gaan hulle neem die foto's van 2 gebouwe. Nou wil hulle by jou weet, word hierdie gebouwe gebruik, ja of nee, en word dit tot sy maksimum gebruik. Dit is nou wat hulle hiervoor bedoel by gebouwdigtheid. Nou wat gaan dit jou? Dit gaan jou 'n duidelike beeld gee
Van wat gee het vir jou beeld? Van die gebouw. Jy kan gemaak as die bouw 4 vloere is, die dubbel verdieping, so jy ook 5 vloere. En dan wat die volgende weefmoeds gaan sê, afstand tussen gebouwe sal gesien kan word. En mense, die afstand tussen gebouwe, as die gebouwe baie naby aan mekaar is, dan gaan ons weet, hey, luister, hierdie gebouwe word gebruik. Maar as die gebouwe, jy kry een gebouw, dan kry jy 5 kilometer, dan kry jy weer een gebouw. Dan gaan jy weet, hulle gebruik gebouwe baie minder. Daar is minder mense. So die afstand, hoe nader het is, hoe beter is dit vir gebouwdigtheid, wat ons daar bepaal. Nou gaan ek weer na vloede toe. En mense, ek doen net toepassingsvraag, wat hulle vir ons hier by die GIS. Hy sê, een rivier bloot hier die dorp en kan een vloed veroorzaak. Ja, jy kry die kaart van die paar, sê dat jy die bergrivier vloed gaat jy. Jy kry wat ook al een kaart al van Springs en het wat van die Blesbok spruit vir haar neervloed. Ja, ek sê vir jou, een rivier vloed hier die dorp en kan een vloed veroorzaak. Nou die woordjie, data oorlegging kan die vloedrisiko verminder. Data oorlegging kan die vloedrisiko verminder. Wat is data oorlegging? Nou mense, data het ek hier net teruggegaan en ons het gesê, ons versamel die data in deur nou feite. Nou is hulle by data oorlegging. Nou sê ek veel, luister mooi, kombinasie van verskillende datalaag wat in die studie van 'n spesifieke probleem gebruik word. Vloede. Die bergrivier in die Parel het in vloed gekom. Toe is daar verskillende datalaag neergevat. Nou is daar vloed in Heidelberg en die rivier wat daar deurloop. Net 'n voorbeeld. Nou gebruik hulle daai ander data van die Parel om die vloed te beheer in Heidelberg. En ons praat van data oorlegging. Sien julle hoe kom die twee nou by mekaar uit. Data samel op een plek inligting in, data oorlegging verskillende plekke se data oor een spesifieke probleem. Hy sê vir noem 3 datalaag vir vloede. Kijk, as ons nou vloed gaan kyk, wat se datalaag sal daar wees? Eerst een, topografie. So hulle gewoon basis in topografie wys, hoe lyk dit om die rivier? Volgende, stedelike ontwikkeling. Hoe het die ontwikkeling plaasgevind om die rivier? Derde een, dreinering. Vierde, infrastruktuur. Mense, as jy nou kon kyk na stedelike ontwikkeling, vat jy net terug na die punt toe. Gaan ons lyk of ons rivier gebruik, soos wat hulle in Italië gebruik. Die mense bly op die rivier word as 'n vervoermiddel gebruik. Dreinering, hoeveel ander klein riviere loop in die groot rivier in? Infrastruktuur, hoeveel paaie, hoeveel brug het die mens gebou oor die rivier? Volgende vraag het. Noem 1 GIS-proses wat jy sal gebruik om vloede te verminder. Makkelijk, bufferzone skep, bufferwerking. Bufferzone wat ons daar deur het. Mens, ons kyk gou hierdie af. Nou gaan ek weer terug, kyk dan, hoe die bufferwerking gebruik sal word om die invloed van vloede te verminder. Ek het nou 'n bufferzone geskep.
om die rivier. Hoe gaan hierdie buffersone my help om die invloed van 'n vloed te verminder? Eerstens, afbakening van die gebied rondom die rivier waar 'n vloed kan voorkom. Raak in die begin het ek julle verwys hoe julle daai enetjie kan trek ook by die bufferzone, soos ons steeds beter daarmee. Tweedens, geen ontwikkeling in die afgebakende gebied nie. Raak weet, jy het in die gebied afgebaken. Die gebied bly natuurlik. Niemand gaan 'n huis daar kom bou of 'n jetty kom opsit nie. Plant natuurlike plante groei aan. Raak mense, uitheemse plante groei nie teen 'n rivier nie. Inheemse plante groei van het help met die vloede wat jy daar kan kry. Raak, sê weer nou vele, hoe kan die buffersone help om die vloed te verminder? Ek gaan eers een wat ons gesê, jy kry afgebakende gebied rondom die rivier. Binne die afgebakende gebied, geen ontwikkeling. Wat doen ek binne die afgebakende gebied? Natuurlike plante groei word aangeplant. Twee data nou wat jy sal gebruik om die ligging van 'n landingsstrook te bepaal. Raak mense nou luister, landingsstrook. Is dit alweer Matthias het die vliegtuig ergens nog gaan land. Dan moet ons om die landingsstrook kry. So wat het data gaan ons gebruik dat Matthias met die vliegtuig kan kom land? Kijk, die eerste is, dan moet toegankelijkheid wees. Dit antwoord dat lande maar die brug van die veld. En nou moet hy loop nie. Want anders was allemaal dit passasiers. So hoe kan ons by ons voertuig kom? En so nog goed gewees het, as Matthias loop. Ons ander ouwens, ons hulle die voertuig klim. So dan moet paai wees. Dan moet daar 'n groot plaasgebied wees. Die vir julle wat al in Windhoekse lughawe, so 30 km buite Kaniton. En dit was die eerste groot plaasgebied is, waar die vliegtuig kan land. Die grondwaarde van die omgewing moet laag wees, en dan die laaste 1 meter, die windrigting. Die windrigting kan nie baie verskillend wees nie. Want onthou wat ek hier gesê het, die vliegtuig styg op en land, altyd teen die wind. So wees probeer maar, dat die gebied waar die landingsstrook is, 'n konstante windrigting het. Die idee gaan, so dit is waar wat ons gedoen het. Het is afstandopname. Vir afstandopname het ek al vir julle gesê, foto's, satellietbeelde. Wel bring hulle die volgende doorheen. Passiewe afstandwaarneming en aktiewe afstandwaarneming. Met die passiewe afstandwaarneming. Die satelliet neem die hele tyd inligtinge wat deur die aarde vrygestel word. So met ander woorde, daar is die hele tyd een spesifieke satelliet wat die inligting insamel. Aktiewe afstandwaarneming. Die satelliet word net gebruik vir 'n sekere tyd op 'n sekere gebied. Kan afvat hulle om neerdag. So dan is passief, hy is die hele tyd aan. Aktief, net vir 'n kort tydjie aan. Afstandwaarneming. Peter het nog steeds dieselfde wat ons hier kry, nie? Die opname wat hy actief of passief, wat hy kan deurwerk. Hy sê vir ruimtelike voorwerpe of geografiese kenmerke. Hierdie ken jy. Geen het vir die 2 dode waarvan hulle hou met net te vraag, is 'n puntsymbool, 'n lynsymbool en 'n polygoon. Wat is 'n polygoon? Is 'n woongebied of 'n nywerheidsgebied
op 'n winkelsentrum 'n parkie tyd net so aan. Nou vir hulle vir julle, GIS is betrokke by wat? Nou kan jy net kyk, meneer Prijs geografie klas. En waar gebruik jy die GIS in die praktyk? Kyk bietjie hierna, kan baie van julle net in 'n werk so jy uitkry. Gesondheidsbeplanning. Raak weet die GIS help gesondheidsbeplanning. Waar moet daar hospitale wees? En hoe groot moet hulle wees? Opvoedkundige beplanning. Ja, julle weet elke jaar, hoor julle in Januarie maand, daar is soveel kinders te veel vir die skole. Ja, deel van die opvoedkundige beplanning, maar die ouens moet ook dan net die GIS gebruik. Geotechnische verslaggewer, ek weet, dit is nou jou geowerking van die aardoppervlak op sekere plekke. Die bestuur van die infrastruktuur, gaan kyk, is die paaie groot genoeg, moet ons die paaie nie nou dubbelpaaie maak nie. Die snelweg, en toe het hulle die E-tol ingebring. Maar wat het hulle al gedoen? Hulle het die snelweg groter gemaak. E-tol moet betaal afgaan. Die bestuur van noodtoestande, ons het dit nou 'n paar keer gedoen, vloede of brande, misdaad opsporing, beplanning van maatskaplike dienste, grondgebruik en stedelike groei. Reg, hoe gaan ons die grondgebruik en die stedelike groei? Excuse, ek sien nou weet, dat een woord, grondgebruik is 2 woorde hoor. En dan monitering van die omgewing, oop ruimte. Ander woord, by monitering van die omgewing, mense die oop ruimtes, ons kyk vir wat kan ons die oop ruimtes gebruik. Inderdaad, ons kyk vir 'n winkelsentrum. Inderdaad, ons kyk vir huise, of meer woonstelle. Mense, dit was vandag se les. Julle ouens het nou Vrydag julle opdragte gekry. Gaan doen jy die opdrag. Ja, jy soek die antwoord in die skrif en dan vul jy dit net in vir die werkkaart. Volgende Vrydag, hierdie Vrydag het nou kom, gee ek vir jou nie begin, jy gee daai vir my terug. Ek maak om en so maak ek jou rapportpunt vir hierdie termyn by mekaar. Graag mense sterkte met die week van julle week, elke maandag. Tot ziens.